Goeiedag almal. Ek is Manie van Bloemfontein. Dis vandag Sondag, die 8ste Februarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê 6 leerdlinge geskort oor boeliegedrag by 'n skool. Nuushooftrekke vir vandag. Appelhof verwerp oud-president Zuma se aansoek. 6 skoolleerdlinge van 'n skool geskort oor boeliegedrag. Back and Close en stof sal hierdie maand in Suid-Afrika wees. Protea dames in 'n T20 wedstryd Dinsdag teen Pakistan se dames. Franse wen Ierland in 'n 6-nasie toets. Sewees toernooi uitslae van Perth, Australië vandag bekend. Die departementshoof van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement, die WKOD, het 6 leerdlinge van die Milnerton High School geskort na aanbeveling deur die skool se tugkomitee in verband met 'n boelievoorval. 5 leerdlinge in matriek en 1 leerling in graad 10 is gederegistreer. Hierdie besluit volg op die voltooiing van die skool se dissiplinêre prosesse en prosedures vir hierdie 6 leerdlinge. Die skool het 'n aantal teenboelie-ingrypings van stapel gestuur en is besig om sy visie en waardes te hersien met die klem op benadering van geen verdraagsaamheid teenoor afknouery nie. Ingevolge die skolewet kan 'n leerling of die ouer van 'n leerling wat uit 'n openbare skool geskort is, teen hierdie besluit appeleer. Die 6 wat geskort is onder die 8 leerlinge wat in die Landdroshof in Kaapstad aangekla word van aanranding met die opset om ernstig te beseer. Die saak is tot 11 Maart uitgestel vir verdere ondersoek. Die 8 leerlinge is in hegtenis geneem nadat 'n leerling se ma 'n video op sosiale media geplaas het waarin dit blyk dat 'n groep seuns haar seun met stokke, hokkiestokke en lyfbande geslaan het. Sedertdien het nog video's aan die lig gekom waarin van die seuns skynbaar ook ander leerlinge aangerand het. Oud-president Jacob Zuma kan steeds nie van advokaat Billy Downer, SC, staatsaanklaer in sy korrupsiesaak ontslaa raak nie. Die Appelhof van Bloemfontein het Vrydag Zuma se aansoek om verlof tot appel van die hand gewys. Die aansoek om verlof tot appel word met koste van die hand gewys op grond daarvan dat daar geen redelike vooruitsig van sukses is nie en geen ander dwingende rede is waarom appel aangehoor behoort te word nie, lei die Appelhof se uitspraak. Zuma wil hê dat Downer om van die korrupsiesaak wat verband hou met die eertydse wapenskandaal moet onttrek, omdat hy meen Downer is bevoordeel teenoor hom en hy dis nie regverdige verhoor volgens hom sal kan ontvang nie. In 'n meer positiewe verwikkeling is die eerste dosisse van 'n plaaslik vervaardigde enstof teen Back and Close nou gereed vir verspreiding. 'n Nuwe geval in Mbekweni en Wellington volg nadat 'n ander geval in November in Gouda ook aangemeld is. Alle relevante rolspelers is reeds ingelig en daar is goeie samewerking om die situasie verantwoordelik te kan bestuur. Lede word ernstig versoek om alle voorgeskrewe protokolle noukeurig na te kom, geen diere onnodig te verskuif nie en om biosekerheid op plase sonder enige uitsondering toe te pas. Intussen is die eerste besending van 12.900 dosisse van die plaaslike vervaardigde enstof gereed vir verspreiding nadat suksesvol deur die Landbou Navorsingsraad, die LNR, by Onderste Poort ontwikkel en geregistreer is. John Steenhuisen, minister van Landbou, het Vrydagoggend die LNR se veeartseny navorsingsaanleg by Onderste Poort besoek om die finalisering van die eerste besending enstof te gaan besigtig. Die beskikbaarheid van die enstof is 'n belangrike element op die pad om van Back and Close in ons land te bevry, het hy gesê. Steenhuisen het benadruk dat hoewel inenting 'n belangrike stap is, dis nie 'n doel op sigself is nie. 'n Taxi-bestuurder wat 'n verstommende 49 leerdlinge in 'n taxi vervoer het, is Woensdag by 'n laerskool in Mitchells-Plain deur beamptes van die Kaapstad se metro aangekeer. Die taxi is geskit en die bestuurder is aangekla van die bestuur sonder 'n permit en sonder 'n professionele bestuurspermit, asook die oorlading van 'n voertuig. Die eenheid vir verkeerstoepassing en verkeersbeamptes sal voortgaan om streng op te tree teen bestuurders wat lewens in gevaar stel. Moloto Mothapo, parlementêre woordvoerder, het Vrydag in reaksie op navraag gesê die parlement neem kennis van die DA se mediaverklaring oor beweringe van wanadministrasie en magsgebruik met betrekking tot die sekretaris se salarisverhoging. Die DA se mediaverklaring volg op 'n DA-brief aan die mede-voorsitters van die gesamentlike komitee wat geen van die kwessies geopper het wat nou in die openbare verklaring hervat is nie. Volgens Mothapo het die gesamentlike komitee formele omvattende inligtingsessie oor alle menslike hulpbron aangeleenthede vir sy volgende sitting versoek. Ryker verbruikers wat om skuldberading aansoek gedoen het,
Sy skuld is meer as 200% van hulle jaarlikse inkomste. Dis 'n skerp toename in die afgelope 4 jaar tot die hoogste vlak tot nou toe nog. Dit is vir mense vir die inkomstegroep wat besteedbare inkomste van meer as R35.000 per maand het in die 4de kwartaal om skuldberading aansoek gedoen het. Die boonste inkomstegroepe dok gemiddeld 85% van hulle besteedbare inkomste maandeliks op om hulle skuld te delg. Verbruikers wat minder as R5.000 per maand besteedbare inkomste het, dok egter 90% op om skuld te delg. Die gemiddelde rentekoerse vir ongeskeduleerde skuld is steeds baie hoog, naamlik 21,9% per jaar, hoewel die rentekoersverlagings al verligting gebring het. Brandon Grace vertel die golfgogga het om in 2003 gebyt toe die Presidentsbeker toernooi by Frankfurt in George gespeel is. Die verwagting is dat die LIV reeks sy eerste toernooi in Suid-Afrika volgende maand vorentoe ook as 'n noemenswaardige mylpaal onthou sal word. Grace wat saam met sy landgenote Louis Oosthuizen, Shel Swartsel en Duur Burmeister verteenwoordig hoop die LIV toernooi in Midrand sal talle opkomende jong sterre op 'n soortgelyke wyse inspireer. Die toernooi word van 19 tot 22 Maart op die baan van die Stein City buiteklap gehou. Grace wat voorheen in sy loopbaan onder die voorste 10 spelers op die wêreldranglys getel het, sê Suid-Afrikaanse golf is benewens die geskiedkundige eerste LIV toernooi op 'n goeie plek geleë. Pietie Novel moes met 'n paar gereelde spelers weer tot sy beskikking kopkrap oor die finale groep vir die Davis beker kragmeting met Montenegro. Volgens die loting sal die Suid-Afrikaanse span se voorste speler, Philip Henning, in die eerste wedstryd van die kragmeting teen Montenegro se naasbeste speler, Alexa Kripokovic, op die baan gaan stap. Novel sê dit was nie 'n maklike besluit om sy nommer 2 te kies nie. Van Wyk en Tandolongwe Smith is gister benoem om in die dubbelspelwedstryd teen Janovic en Kripnokovic te gaan speel. Dis Novel se derde Davis beker kragmeting aan die stuur. Al sy spelers speel tans college tennis in Amerika. RCB het die Delphi Capitals donderdag in die eindstryd van die IPL vir vroue met 6 paaltjies in Vadodara geklop. En die Capitals se geleedere was twee huidige Proteas, Laura Wolfhard en Marizaan Kap, sowel is Lizelle Lee, voorheen lid van die nasionale span. De Klerk, 'n veelsidige speler, het 16 paaltjies in die IPL met haar natballe laat kantel. Die 26-jarige De Klerk se beste balontleding in die afgelope IPL was 4 vir 22 en 4 boubeurte teen UP Warriors in Valladora verlede maand gewees. Wolfhard, die Protea se kaptein, het in die afgelope IPL 317 lopies in 10 kolfbeurte teen 'n treftempo van 135 aangeteken. Nog twee Suid-Afrikaners, Chloe Tryon en Shabim Ismail, het ook in die afgelope IPL vir vroue gespeel. Ismail is snel bowler, het die Proteas in haar internasionale loopbaan in 127 eendag en 113 T20 wedstryde, sowel as 'n enkele toets verteenwoordig. Vrydag was daar drama in die Witzenbergvallei buite Ceres tydens die tweede skof van die Tankwat Trek bergfietswedren. 'n Bok het skielik vir my ingespring. Ek was op die grond en voor ek bewus was van die bok het Marco Joubert aan die media gesê. Die groep waaraan Joubert gery het teen sowat 30 km/h getrap toe die bokkie in die pad beland het. Terwyl die teespoed hulle teenstanders gery het die Duitsers Andreas Sewald en Jakob Bartman veilig gery en met die Laura weggestap. Die span van Singer KTM Racing 2 het die 88 km in 4 uur 35 minute en 50 sekondes klaargemaak. Joubert se spanmaat Travis Steadman en Jaden Terlouw het derde geëindig. Die vroue se skofwenners was presies soos in donderdag se eerste skof, Italië se Greta Seiwald en Sarah Cortinovas van Duathlon Ford Uno het in 4 ure 5 minute 51 sekondes eerste geëindig. Namibia se Vera Loser en haar Suid-Afrikaanse spanmaat Samantha Sanders het 75 sekondes na hulle tweede geëindig. Cerise Wallet en Ila Stowe was in die derde plek. Die derde skof strek oor 90 km met klimwerk van 2200 meter. Surya Kumar Yadav, kaptein van Indië, sê dat sy span in Colombo sal opdaag vir hulle T20 wêreldbekerwedstryd teen Pakistan, ondanks die feit dat hulle groep A teenstander, 'n aardsvyand, die kragmeting geboikot het. Bangladesh is uitgeskop omdat hy geweier het om in Indië te speel en sy Pakistanse regering het toe sy span beveel om nie vir die kragmeting tussen die aardsvyande op te daag nie. Die 14-jarige Javidav Sooryavanshi was gister op sy stikke teen Engeland se jonges in sy kolfbeurt van 175 lopies. Van net 80 balle het Indië tot 'n oortuigende oorwinning van 100 lopies oor die Engelse onder 19s in die eindstryd van die onder 19 wêreldbeker toernooi in Harare help voer.
Indië se onder 19s het danksy die goeie grondslag wat Surya Javansi gelê het, 'n eislike 411 vir 9, die meeste tot nou toe nog in 'n eindstryd opgestapel. Sy kolf het Vrydag weer geblits met 'n merkwaardige 15 vure en 15 sesse wat hy geslaan het. Nadat hy sy 100-tal van net 55 balle aangeteken het hy voortgegaan en die hoogste telling tot nou toe nog in 'n eindstryd aangeteken. Frankryk het die verdediging van sy 6-nasie titel op 'n indrukwekkende wyse afgeskop deur Ierland donderdag aand in die Stade de France met 36 teenoor 14 punte van die veld af te vee. Ierland kon in die eerste helfte niks punte aanteken nie, maar het na die draaislag met twee vinnige drieë gedruk deur Nick Timoney en Michael Milner gereageer, wat albei deur Sam Pendergaard verdoel is. Seelan Doris, kaptein van Ierland, sy span het 'n duur prys vir hulle swak begin betaal. Nog 6 nasie uitslae. Engeland het 48 en Wales 7 punte. Italië het 18 aangeteken teen Skotland se 15 punte. Uitslae van die sewes wat in Perth gespeel is. Nieu-Seeland het 19 aangeteken teen Groot-Brittanje se 26. Die Fiji span het 26 teen Spanje se 24. Die Blitsbokke het 19 aangeteken teen Argentinië se 12 punte. Nieu-Seeland het 14 en Australië 21. Frankryk het 36 en Groot-Brittanje 10. Fiji het 26 en Argentinië 10 punte. Die Blitsbokke 33 aangeteken teen Spanje se 14 punte. Australië het 24 teen Groot-Brittanje se 21. Frankryk 21 en Nieu-Seeland 26. Fiji het 20 en die Blitsbokke 14 punte. Spanje het 26 en Argentinië se 19. Frankryk het 14 opgestapel en Australië se 29 punte. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 22 35, Polokwane 16 en 31, Lephalale 1835, Mbombela 1733, Mahikeng 1834, Pretoria 1834, Johannesburg 1932, Ermelo 1132, Galagadi 2235, Gaborone 2035, Richards Bay 2143, Pietermaritzburg 1734, Durban 2234, Port St Johns 2131, Pongola 2038, Maputo 2236, Bethlehem 1332, Bloemfontein 1833, Allewal Noord 1729, Welkom 2134, Vryburg 1834, Kimberley 2133, Appington 2036, Prieska 1934, Springbok 1127, Karasburg 1729, Keetmanshoop 1833, Mariental 2534, Alexander Bay 1525, Brandvlei 1431, Loederits Bay 1832, Vredendal 1430, Kaapstad 1925, Sutherland 1221, George 1924, Jeffreys Bay 2023, Cabarra 1923, Graaff-Reinet 1622, Kaaphooglas 1725, De Aar 1730, Molteno 1424, Beaufort Wes 1925, Oos-London 18 en 25 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.03 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.25. Die euro verhandel teen R18.96. Die pond kos R21.83. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2099. Palladium per fyn ons is $1741. Silwer per fyn ons is $77.98. Die prys van goud per fyn ons is $4968. Brent ruolie per vat is $68.05. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week word vir almal toegewens.